Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën terwyl ons gaan stil staan by die waarheid van sy woord. Ek vertrou dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u lekker kon uitrus en dat u vars verkoop en nuut opgestaan het vanmôre om ook dan die uitdagings wat hierdie week vir ons voorlê dan te kan oorkom in die naam van die Here en deur die krag van sy Heilige Gees wat in ons woon. Vriende, u moet onthou dat die Here vir ons afweeg, die maklike en die moeilike, dat die Here vir ons sê, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Somstyds lyk dinge vir ons, maar waarom gebeur hierdie ding en is hierdie ding werklik nodig? Dan kan ons die vaste vertroue in die belofte van God se woord omhels wat vir ons sê, dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Dit kan miskien siekte wees, dit kan finansiële stryd wees, dit kan 'n worsteling met sonde wees, met mense, met omstandighede, wat ook al. Alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. En mag ons die Here vertrou as die alleenwyse een, die goeie herder wat sy lewe afgelê het vir die skape en wat vir ons sê dat ons moet na sy stem luister en ons moet hom volg en sy stem kom uit die woord. As ons die woord lees, hoor ons God se stem en ons volg ook sy gebooie na. En dit lei ons na waters waar rus is. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met hierdie baie besondere gedagte van het Jesus vir ons siekte aan die kruis gesterwe. Jy sal onthou, ons het Vrydag so 'n bietjie gepraat oor hierdie gedagte, want daar is baie kerke en baie leraars wat vir ons sê dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons siektes, so ons kan mense met olie salf, ons kan die duiwelse werke bestraf, en dan kan ons genesing van die Here afeis, so sê sommige se leerstellings, so preek sommige predikers, en die gedagte amper asof ons 'n monopolie op God het, en hom kan herinner en sê, luister, u het aan die kruis gesterf, so u skuld ons genesing. Ek het vir u gesê dat dit 'n leuen is. Dis 'n leuen wat die hart van die versoening skade aandoen. En ag vriende, net om te bevestig wat die woord vir ons sê, lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 3 hierdie woorde. Die apostel Paulus skryf en hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Nêrens lees ons dat die apostel Paulus of Petrus of enige Nuwe Testamentiese skrywer sê dat Christus vir ons siekte aan die kruis gesterf het nie. Jy sien, die waarskuwing is baie duidelik in Openbaring 22 vers 18 vir hierdie dwaalsterre, vir hierdie predikers wat vir mense leuns vertel en hulle met die geelwortel teorie op 'n dwaalweg lei. Johannes waarsku in Openbaring 22 vers 18, hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan hierdie boek geskryf is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. So as u vanmôre miskien een van die dwaalleraars is, of persone is wat genesing insien in die soendood van Jesus, dan is u onder hierdie oordeel van die Here, dat die Here sê, as jy iets byvoeg by my woord, sal ek die oordeele byvoeg, wat in hierdie boek geskryf is, die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskryf is. So dis liefs veilig om kant te kies by die woord, terwyl die Bybel vir ons sê, Christus het vir ons sondes gesterwe, en die oomblik wanneer ons genesing daarin lees vir die liggaam, is ons besig om skade te doen aan die verlossingswerk van Jesus. Ons is besig om mense van hulle geloof te beroof in Christus die verlosser, deur vir hulle 'n vreemde Christus voor te hou, as die een wat gesterf het vir ons liggaamlike genesing. Nou is daar tog 'n vraag of twee wat ons moet beantwoord oor die saak, want u sien, die vraag is, hoe gaan ons aan die einde van ons lewe en eendag in die heerlikheid dan 'n gesonde, verheerlikte liggaam hê? En vriende, ek het vir u reeds gesê in die vorige oordeenking dat Christus se finale verlossingsplan sluit ook die genesing van ons liggaam in. Hoor wat sê die Bybel vir ons, daar in 1 Korintiërs 15 vers 26. Die Bybel sê die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Luister, deur sonde het die dood in die wêreld ingekom en ons almal gaan sterwe. Of jy nou in aanhalingstekens gesond gaan sterwe of siek gaan sterwe, elke liewe mens gaan sterwe, sê die Bybel vir ons. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, vriende, dat wanneer ons sterwe, daar dan 'n verheerlikte liggaam sal wees vir die kinders van die Here. En die Bybel is baie duidelik daaroor. Ek lees gou vir u verder, 1 Korintiërs 15:53. Want hierdie verganklike of sterflike liggaam moet met 'n onverganklike bekleed word. En hierdie sterflike moet met die onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word
Die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Hierdie oorwinning is die oorwinning van Jesus aan die kruis, waar hy ons volle verlossingsplan uitgewerk het. Dit sluit in ons sonde en ons siekte en ons liggaamlike gebreke en al die ongesteldhede en elke ding wat ons lewens vandag versier. Daarom sê Paulus in Romeine 8 vers 29 en 30, hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So Paulus praat van die kind van die Here asof ons alreeds verheerliking deelagtig geword het. Asof ons alreeds hierdie sterflike liggaam met die onsterflike liggaam vervang het. Asof ons alreeds, vriende, hierdie onverganklike of verganklike met die onverganklike dan verkry het. So Paulus praat van die verheerlikte liggaam asof ons dit alreeds verkry het. Hoe kan Paulus so sê? Want die Bybel leer vir ons in Filippense 1 vers 6 dat ons hierop kan vertrou dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, hy dit sal volëindig. So Paulus spreek die sekerheid uit dat ons wat kinders van die Here is, ook eendag 'n verheerlikte liggaam sal ontvang, vry van siekte, vry van pyn, vry van hartseer, vry van die dood. Want in Christus se verlossingswerk is die dood ook oorwin. Is elke liggaamlike kwaal oorwin, elke sonde kwaal oorwin. Maar terwyl ons op hierdie aarde is, beleef ons nog baie van die dinge wat gevalle mense beleef. Daarom sondig ons nog baie keer. Daarom is daar dikwels nog siekte. Die feit is net, het Christus dit dan nie oorwin nie? Verseker het hy dit oorwin. Maar ons sal die volkome oorwinning eers ontvang die dag wanneer ons hom in sy heerlikheid sien soos hy is. Nou die vraag na vore gekom, wat beteken Matteus 8 vers 14 tot 17? U sal onthou dit praat oor die skoonmoeder van Petrus wat siek gelê het aan die koors. Die Here het haar hand aangeraak, die koors daar verlaat. Vers 16 sê, en toe dit aand geword het, het hulle baie na Jesus gebring, wat van die duiwel besete was, en hy die geeste met 'n woord uitgedryf, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy die krankheid op hom geneem, en ons siektes het hy gedra. Vriende, beteken dit nou, dat ons die vrypas van die Here gekry het, dat ons die opdrag nou van die Here gekry het, om nou mense te salf en te sê op grond van die wonde van Jesus is daar genesing? Nee, die konteks leer vir ons wat hier staan. Die feit dat almal gesond geword het en die feit dat die Gees hulle onderwerp het aan Christus en deur 'n woord uitgedrywe was, het gedui op die Messiaskap van Christus, die unieke persoon, hierdie Immanuel, God met ons, wat na hierdie aarde gekom het. Daarom het die mense in verwondering gestaan en gesê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Dit is nie om vir ons te dupliseer, dat ons Jesus se bediening probeer dupliseer en sê, kyk, hy het vir ons sondes en ons siektes gesterwe nie. Nee, hy het vir ons sonde gesterwe. Tydens sy aardse bediening het hy ook hierdie siekte genees om sy messiaskap, om sy goddelikheid te demonstreer en dan die hoop van die finale verlossing wanneer ons die verheerlikte liggaam sal ontvang. Ag vriende, die bewys is legio dat mense siek word en sterwe van hulle siekte. Predikante, goddelose mense, regverdige mense, vriende noem hulle, ons almal sterf een of ander tyd. Ons word ouer, ons gaan na die graf. Daarom kan ons met sekerheid weet dat hierdie Messias, wat op aarde 'n waterskeiding gebring het en tydens sy aardse bediening 'n unieke bediening gehad het waar hy siektes gesond gemaak het, duiwels uitgedryf het, die storm stil gemaak het, brode vermeerder het, dooies opgewek het, dat ons na hom kan kyk, die ewige Messias, in wie ons finale verlossing opgesluit is, dat daar 'n dag sal aanbreek, dat ons vir ewig vry sal wees van siekte, ewig vry sal wees van sonde, ewig vry sal wees van ongeregtighede, van al hierdie dinge wat ons tans beleef op hierdie aarde. Maar wat ek vir u teen wil waarsku is, moenie mense mislei deur vir hulle te sê dat Jesus gesterf het, dat ons nou hier op aarde liggaamlik gesond kan wees, en dat ons hierdie genesing van hom kan afeis nie. Ek het vir u gesê, as u siek is, kan u, soos 'n kind vir 'n vader vra, kan u vir ons hemelse Vader vra vir genade, vir genesing, en as hy wil, kan hy binne sy wil vir jou gesond maak. Dis nie 'n reg waarop jy kan aanspraak maak nie, dis nie iets wat jy kan afeis nie, en hy het nie gesterf, sodat ons liggaamlike gesondheid kan beleef nie. Wat die Bybel vir ons sê, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrif. En as ons iets by die skrif voeg, meer as dit,
is ons besig om te sondig. Die boodskap wat die Here ons gegee het om uit te dra, in Handelinge 1 vers 8, is nie, gaan die hele wêreld in en vertel vir mense, Jesus het vir jou siekte aan die kruis gesterf nie. Nee, gaan verkondig die evangelie. En die Bybel sê vir ons in Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde, dat Christus gesterf het, volgens die skrifte, vir ons sonde, dat hy opgewek is, sodat ons deur hom kan lewe. En dat ons verheerlikte liggaam, ons finale verlossing, ons uiteindelike lewe saam met hom in die hemel, opgesluit is in die kruis, waar ons nooit weer die stryd van hierdie aardse lewe sal deurleef nie. Vriende, hoe wonderlik om te weet, nou is die tyd van die kruis, eendag is die tyd van die kroon. Nou is die tyd waar ons deur die beproewinge moet gaan, deur die siekte, deur die hartseer, deur die stryd met sonde en pyn. Die Here sê vir ons, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En mag die Here vir ons genade gee, dat ons die unieke bediening van Jesus sal raak sien, dat ons hierdie unieke bediening sal raak sien, waar sy goddelikheid gedemonstreer, geopenbaar was. En ag vriende, mag ons hom vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dat hy dit sal volëindig. Baie seën, baie groete, en ons bid dat die Here vir u ryklik sal seën ook op die pad vorentoe. Mooi dag, groete vir u verder, tada.